'n lewe sonder moeilikheid sal darm fantasties wees. Of hoe? Maar die Here Jesus self het gesê, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Aan Johannes 16 vers 33. Genadiglik is dit daarom nie naaste by al wat hy oor die moeilikhede van die lewe sê nie. Want in dieselfde asem beloof hy dat alhoewel ons moeilikheid in die gesig sal staar elke dag van ons lewe miskien ook, dan kan ons moed skep om die lewe se uitdagings met selfvertroue die hoof te bied, omdat hy reeds die wêreld namens ons oorwin het. Het iemand al ooit aan jou deur kom klop, wat jy geweet het vir jou moeilikheid gaan veroorsaak, maar jy kan nie anders as om te gaan oopmaak nie. En dan het jy gewens iemand anders kon namens jou die deur gaan oopmaak. Of dalk het iemand jou gebel en jy was te bang om te antwoord want jy het geweet dis moeilikheid wat na jou kant toe kom. En dalk het jy dan net glad nie geantwoord nie, of jy het gewens iemand anders kan namens jou die oproep neem. Dis vir sulke tye in jou lewe wat Jesus met sy woorde wil kom bemoedig, as hy sê, moenie vir die moeilikhede van hierdie wêreld bang wees nie, want ek het die wêreld klaar oorwin. Hy kon maar net sowel gesê het, moenie bang wees vir die een wat klop nie. Ek sal namens jou gaan oopmaak. Ek sal namens jou ook die telefoon oproep neem. En dit is wat jy met vertroue vir jouself kan sê, wanneer jy in so 'n moeilike oomblik kom en dit moet trotseer. Jy kan vir jouself sê, Here Jesus, gaan doen dit vir my asseblief, gaan maak U vir my die deur oop, gaan neem U asseblief die oproep vir my. Maar Jesus het die oomblik reeds namens jou oorwin. Die moeilikheid sal vir Jesus sien aankom, en die moeilikheid sal nie vir my sien nie, want die Here Jesus gaan in my plek. Hy het klaar die wêreld oorwin. Die moeilikheid wat my bel, sal die Here Jesus se stem hoor, nie myne nie. Ek pas hierdie beginsel gereeld in my lewe toe, en dit werk elke keer. Kyk, die moeilikheid draai nie sommer dan net om voor my deur nie, die gehamer aan my deur sal aanhou. Maar nou is dit nie meer ek wat die moeilikheid in die oë moet gaan kyk nie. Dis die Here Jesus. Jy kan hom maar in elke omstandigheid vra om die moeilikhede van jou lewe namens jou aan te pak. En hy sal, want hy beloof hy sal. Jy gaan dalk steeds die deur moet oopmaak, fisies, maar jy moet steeds in die hofsaal gaan staan, fisies. Jy moet steeds deur die groot operasie gaan, jy moet op hy operasietafel gaan lê, die narkose neem, of jy met die mediese behandeling moet jy deurgaan, maar jy gaan dit nooit weer alleen hoef te doen nie. Die een wat alle moeilikhede van hierdie wêreld klaar oorwin het, beloof hy is by jou. Hy neem jou deur alles. Die Here Jesus het hierdie belofte aan sy disippels gemaak, kort voor sy kruisiging. Hy het geweet en hy het hulle gewaarsku dat daar vir hulle groot moeilikheid aan die kom is, sodra hy gevange geneem en tereggestel word. Hy het hulle vooraf gewaarsku, maar hy het hulle ook bemoedig. So weet ek en jy glad nie wat môre op ons wag nie, maar God weet. En daarom glo ek dat hy self nou hierdie belofte vir vandag, hierdie bemoediging vir ons gegee het. Hy sê vir my en vir jou, moenie skrik of bang raak as die moeilikheid skielik môre aan jou deur kom klop nie, of reeds geklop het nie. Onthou asseblief, ek het die moeilikheid, maak nie saak wat die moeilikheid is nie, klaar, namens jou oorwin. Jy sal nie alleen staan nie. Dankie Here Jesus, dat U aan die kruis alle moeilikhede van ons kom oorwin het, alle aanvalle wat ons mag ooit beleef. Ook daar in die tuin van Getsemane het U dit reeds van ons oorwin. Ook ons aanvalle van neerslagtigheid, ons kommer, ons vrese. Dankie dat U namens ons klaar oorwin het, dat U ons nou in die hand kom neem en vir ons deur hierdie lewe neem, deur enige moeilikheid wat ooit mag opduik. Ons prys U naam. Amen. Baie dankie vir die saamluister weer eens. Mag jy vandag ervaar hoe dat die Here die moeilikhede in jou lewe namens jou kom oorwin.